Ek dink dit is tyd dat ons met ons sjokoladepreek begin. Julle maag grom seker al vir sjokolade. Maar dan wonder ek, moet ek nou vir julle sjokolade gee terwyl julle in die kerk sit, want julle gaan nou met die papiertjies ritsel en dan luister julle niks nie. Ek ken julle kinders, ek ken julle. Nou goed, ek dink kom ons doen dit so. Ek sal vir, hoeveel is julle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elkeen van julle gaan ten minste 'n chocolate kry. So, ek sal vir elkeen van julle sjokolade gee. Julle kan nou vuisslaan na daai tyd wie wat se sjokolade wil hê. En dan gaan julle nog sjokolades kry. Julle het 'n klomp KitKats hiervoor. Groot mense, dis nou nie vir julle nie. Gallie, dis vir die kindertjies. Kom ons bid gou saam. Here, u woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. Daarmee het ons iets in ons hand wat u vir ons gee om die duiwel mee af te weer en selfs aan te val. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar Here, ons stryd is teen die bose magte in die lig. Help vir ons om altyd te besef, ons is in 'n oorlog. En laat ons nie lui wees nie, dat ons paraat sal wees soos 'n goeie soldaat. Leer dan ook vir ons vanoggend, Here, deur die Bybeltekste wat ons gaan saam lees en dat ons dit oordink en dat u met ons praat in ons harte en ons gedagtes. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou die eerste ene, my ouma het altyd vir ons die volgende sjokoladetjie gegee. Kom ons gaan dan die Wonderbar toe. Hy sê, ek weet nie, fast forward 'n bietjie. Daar hy. Kom ons kyk gou of ek hom hier so het. Die Wonderbar. Ek het gewonder of hulle nog die Wonderbar maak nou. Hy is nou nie so duur soos die ander sjokolades nie, maar dis eintlik 'n baie lekker sjokolade. Dat my altyd aan my ouma dink. My ouma het vir ons vir die Wonderbars gekoop. Nou, wat is die eerste woord daar so? Wat staan daar? Wat is in Afrikaans? Wonder. Psalm 139 sê, ek wil u loof, dis 'n gebed vir die Here. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Ons elkeen is wonderbaarlik gemaak, spesiaal deur die Here. Nou, hoor ek baie keer mense, sien kinders vir my sê, ag weet wat, ek is eintlik sommer net ou niks werd. Ek kyk in die spieël, en ek hou nie eintlik van die ou wat ek al sien nie. Of ek het iets gedoen wat myself so teleurstel, of ek is so 'n bietjie te maar. Ek wens ek het so 'n bietjie meer muscles gehad, of die meisies sal sê, ag, ek is nie so mooi nie, of ek is nie so sportief nie, of ek is nie so slim nie. Ons is altyd, like jouself 'n bietjie, want weet wie like vir jou die meeste van almal? Die een wat jou gemaak het. Hy dink die wêreld van jou. So as jy weer in die spieël kyk, wat sê jy? Lyk dit, hallo sexy, jou slim ding. Jy is God se kind. Die Here is baie lief vir ons, maar weet julle wat die Bybel sê ook? Ons God is 'n wondergod. Want hy het nie net vir ons gemaak, hy het hierdie pragtige wêreld gemaak waarin ons bly. En hy het vir ons so baie wonderlike dinge gegee. Hy gee vir ons 'n pappa en 'n mamma. Hy gee vir ons klere en kos. En baie keer gee soms vir ons 'n sjokolade ook. Wonderbaar, laat dink ons aan hoe wonderlik die Here vir ons geskape het. En hoe wonderlik God is. Hy het die son gemaak, hy het die maan gemaak, hy het die see gemaak. Hy het alles gemaak. Hy is wonderlik, en dis nie per ongeluk nie. Dis nie per ongeluk dat ons hier is, dit is vir 'n doel. Vir God se doel. Hy ken jou naam. Die Bybel sê hy het jou naam op sy handpalm gegraveer. Hy is baie lief vir julle. So as hy Wonderbar. Ek gaan dit nie nou gee nie, so ek sit die sjokolades eers hier neer. Nou wat is volgende in ons sakkie? Kom ons kyk gou daai volgende. Ken julle daai ene? Ek was nou dag so vir, julle like hom. Nou wie wil hom hê? Okay, jy kan hom kry. Ek kan sien jy is baie opgewonde oor die ding. Ek gaan hom nou nie uit die papiertjie uithaal nie, maar ek onthou nogal die ding uit my kinderdae uit. Ek's baie verbaas toe ek hom nou dag op die winkelrakke sien. Onthou hulle so vletjie. Dan trek jy hom so, en hoe meer jy hom suig, hoe korter raak, en dan verander die melodie, die dientjie van die fluitjie. Kinders lyk mal daaroor, so hierdie een het jou naam op hom, hoor, vat jy hom. Wat sê die melodie vir ons? Waarmee hoor ons 'n melodie? Met ons ore.
Maar dink julle, mens kan 'n melodie met jou hart ook hoor? Ja, die Here praat met ons op baie maniere. Hy praat met ons ore, elke keer as ons die Bybel hoor. As dit soos God wat self met ons praat. Hebreërs 1 vers 1 tot 2 sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd met ons voorvaders gepraat het, deur die profete, het hy nou in hierdie laaste dae met ons gepraat deur die Seun. Wie is die Seun met 'n hoofletter? Sê hard? Jesus is die Seun van God, hy is die Seun van die mens, hy is God en mens. En hoe praat God met ons? Wat sê die Bybel? Ja, maar, luister weer, God het baie keer in die verlede op baie maniere gepraat, maar nou praat hy met ons in die laaste dae, dis die dae waarin ons lewe, deur die Seun. Hy praat met ons deur Jesus. As jy vir God wil ken, kinders, as jy sy stem wil hoor, die wonderlike melodie in jou ore van wie God is en wat sy plan is, kyk maar net na Jesus. Wat het Jesus gedoen? Hoe het hy gepraat? As met mense gepraat het, was dit op 'n lelike manier of het hy met liefde gepraat? Goed. As mense siek was of hulpbehoevend was, as hulle hulp nodig gehad het, wat het Jesus vir hulle kom doen? Hy het hulle gehelp. As die blindes blind is, dan maak hy hulle weer sien. As hy by 'n bruilof kom, 'n troue, en daar's nie wyn nie, dan maak hy die lekkerste wyn wat daar ooit was. Hy help vir mense. As mense ver van God af is, en hulle harte is hard, wat kom doen hy? Hy maak hulle harte weer sag. Hy vertel vir hulle van die koninkryk van God. Dis die melodie. Julle gaan nou nooit weer vergeet as julle hierdie chocolates eet nie. Dis die melodie van God wat met ons praat, deur sy Seun. Wonderlik. Volgende skyfie asseblief. Die ou mense like dit, maar ek weet kinders like nie baie van die. Julle moet wel met pappa en mamma gaan deel. Hy het so, wie van julle hou van licorice? Amper niemand. Hou jou sussie, maar dan moet jy nou maar die pakkie vat en dalk vir haar gee. Licorice all sorts. Nou, as ons die pakkie oopmaak, wat sien ons daar binne? Wat is all sorts? Wat is all sorts Afrikaans? Allerhande soorte. Waar is hy? Kyk hoe, my hande is skoon, soort van. Ek het gisteraand gebad. Kyk al daai verskillende kleure en soorte. Ek het nie eens almal hier in my hand nie. Licorice all sorts, allerhande soorte in kleure en geure. Ek sit vir sussie dit net nie neer, hoor. Dit gaan uit my hand uitval. Nee, daar is die licorice all sorts. Kyk gou 'n bietjie net so rondom jou. Wat sien julle daarvan? Jy kry lang mense, jy kry kort mense, jy kry ou mense, jy kry jong mense. Jy kry vet mense, jy kry maar mense, jy kry mense wat tussenin is. Ek is so tussenin, nee. So julle my beskryf as tussenin. Ek weet ek is nie maar nie, maar al die lekker braaivleise. Daar's mense wat ander kleur as ons het. Daar's mense wat slimmer is as ons, daar's mense wat minder slim is as ons. Meer sportief, minder sportief, you name it. Mense verskil. Jy kry seentjies, jy kry dogtertjies. Elkeen uniek. Die Bybel sê, God het almal gemaak. Die Bybel sê, hy het vir almal lief. Vir wie sê die Bybel dan, wie sê God moet jy almal lief hê? Net vir jou pappa en jou mamma en die mense wat soos jy lyk. En soos jy praat, vir wie almal? Vir almal. Wie van julle het 'n ousie by die huis? OK. So as daai ousie op maandagooggend kom en jou sokkies is weg, hoe maak jy? As jy kwaad, nee? Dan hoe praat 'n mens met daai ousie? Met respek en liefde of? Dis mooi, mens kom ons mooi praat, nee? Niemand is ons hond nie. Niemand is minder as ons nie. Ons dink, ons maak dit in ons koppe vir onsself so. Die Bybel sê, God het die wêreld so lief gehad, Johannes 3 vers 16. God het wie so lief gehad? Die wêreld, wie is almal op die wêreld? Hy het alle mense lief. Hy het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun, wie is die seun? Jesus, sy enige gebore seun,
gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons is maar all sorts op hierdie aarde. Ons verskil, maar die Here het almal van ons lief. En daarom het ons ook almal lief hê. Volgende sjokolade. Een van my persoonlike gunstelinge. Okay, dis jou nou daai. Ek sien jy wil hom hê. Chomp. Nou, ekskuus, ek moet hom nou ongelukkig oopmaak, of wil jy hom verseeld hê? Okay, ek sal vir jou toehou. Wat sê chomp? Waarom dink julle as julle chomp? Onthou die ou mense, al die advertensies? Christus help ons met probleme. Jy onthou die vorige preek, dis 'n preek lank terug. Christus help ons met probleme. Gooi die volgende skyfie, Nicolas. Ek het hom opgesit want ek het geweet julle gaan hom aan hom dink. Maar okay. Christus help ons met probleme, dit is so. Maar wat as julle hoor chomp? Onthou julle die seekoeie? Ja, ou groot bek. Wat 'n chomp laat dink ons aan die sonde. Romeine 3 vers 23 sê almal het gesondig. Almal het gesondig. En het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Almal het gesondig. Almal is ver van God. Die sonde kom in aan jou lewe. En sonde vat die vreugde van die lewe weg. En hy maak dat ons stout is en ons beklei en ons praat lelik en ons is ongehoorsaam. Is daar een van julle wat nog nooit iets verkeerd gedoen het nie? Wat nog nooit sonde gedoen het nie? Eintlik kom sê die sonde vir ons, daai chomp. Dit het alles van ons kom steel, die lewe. Belydennisklas, die straf op die sonde is die dood. Die hel. Maar iemand het namens ons klaar die prys betaal, nee, julle weet seker ons hoef nie bang te wees nie. Wie help ons met probleme? Christus help ons met probleme, ons gaan nou daarby uitkom. Waar is die volgende sjokolade? Ek het baie. Hou julle nog van die preek? Kan ons aangaan? Of moet ek maar die sjokolades bære? Wat sien ons hierdie? Topdek. Topdek. Nou wat maak 'n topdek spesiaal? Wat maak 'n topdek spesiaal? Anders as ander sjokolades. Daar's wit en swart sjokolade. Bo is die wit sjokolade, onder is die bruin sjokolade. Wie hou die meeste van bruin sjokolade? Wie hou meeste van wit sjokolade? Wie hou van al twee? Dis iets van ek dink van die topdek, jy kry sommer al twee te gelykertyd, maar wat kom doen die sonde? Hier is die wit sjokolade en die bruin sjokolade geskei van mekaar. Wat sonde doen, is dat dit bring verwydering tussen God en ons. Dit kom breek ons verhouding nie net met God nie, maar sonde breek ons verhouding met mekaar. Dink aan waar daar nie meer liefde is nie. Enige verhouding waar daar nie meer liefde is op aarde nie. Dis gebroken, dis stikkend. Jesaja 59 vers 2 sê, dit is julle oortredings wat skeiding gebring het tussen julle en God. Dis soos 'n diep rivier wat maak dat ons nie by God kan uitkom nie. Hoe gaan ons nou by God uitkom? Ons het dan nou almal sonde. Nou, volgende sjokolade. Ek het toe hy uitgekom het destyds, was dit 'n groot hit geweest. Ek dink tot vandag toe nog. Ons gee hom baie keer as ons vir iemand wil dankie sê, né? Wat is hierdie een se naam? PS. Ek sien Afrikaanse mense skryf baie keer aan die einde van hulle briefies soos PS. Weet julle wat PS is? Dis as jy 'n briefie skryf en jy wil so 'n laaste baie belangrike ding sê wat nie in jou brief is nie, dan skryf jy PS. In Afrikaans skryf ons NS, naskrif. Postscript staan PS voor. So, daar's iets baie belangriks wat julle nog moet weet. En God kom sê, ja, julle het sonde. Ja, julle lewens is vuil. Maar Jesaja 9 vers 5, 'n seun is vir ons gebore. 'n Seun is aan ons gegee. God het nie opgegee op enige van ons. Hy sal nooit opgee nie, want hy is so lief vir ons. Ons weet dit. Hy stuur sy enige gebore seun, PS. Hy het jou baie lief. Hy het 'n plan gemaak. So, is jy gered? Wie het jou gered? Jesus. Is daar iemand anders wat jou gered het? Is daar iets anders wat jou kan red? Kan die doop jou red?
Nee, dis 'n teken van God se genade en die doop kan jou nie red nie. As jy 'n baie mooi lewe het, kan dit jou red. Gaan dan maklik die hemel toe gaan. Nee, net Jesus, PS, sy liefde in Jesus wat ons red. Volgende ene is die Aero. Ek het die peppermint ingekoop, so ek hoop hy, julle hou van die peppermint, wie wil hom hê? Jou hand was eerste, jy kan hom kry, okay. As jy aan Aero dink, waaraan dink jy? Eerste ding waaraan jy dink? Nee, peppermint, nie sommer enige Aero. Bubbles, wie het gesê bubbles? Ronaldo, wil jy ook 'n chocolate hê? Okay, jy tel nog so semi as 'n kinder, al 'n graad 12 kind. Bubbles, nou waaraan toe styg bubbles op? Boontoe. Wie het opgevaar na die hemel? Jesus, hy sit aan die regterhand van God, hy regeer oor alles. As ons doodgaan, waartoe gaan ons siele? Na Jesus toe. En waar gaan Jesus weer vandaan terugkom om ons te kom haal eendag? Uit die hemel uit. En hy gaan die aarde splinter nuut kom maak. Aero, laat dink ons dat Jesus weer gaan terugkeer, dat hy in die hemel is en ons saam met hom in die hemel sal wees vir altyd. Hy gaan die hemel na die aarde toe bring. Dit gaan paradys wees, die nuwe Jerusalem, die nuwe wêreld, noem dit net wat jy wil, maar God gaan vir altyd by die mense op aarde wees. En dan gaan nie meer sonde wees ooit nie. Jy sal imagine dat jy gaan nie meer sonde kan doen nie. Niemand sal jou ooit weer kan seermaak nie. Die Openbaring sê God self gaan die trane van ons oë kom afdroog. Dink aan as God self vir jou sê, toe maar my kind, nou is alles alright. Al die dinge van vroeër is verby. Nou is die woning van God by die mens. Ja. Volgende sjokolade. Bar One. Waar is my Bar One? Wie het my Bar One gevat? Dis jy. Gee terug. Nie ernstig het jy, wag. Hier is hy. Bar One. Nou ek dink, toe ek 'n kind was daar ook so 'n chocoladepreek gewees. Ek het my gaan doodsoek op die internet vir die chocoladepreek. Ek kry hom nêrens nie. En as ek op my files nie. Nou, daai tyd het hulle altyd gesê Bar One se lese is energy for a 25-hour day. En dan die preek iets gesê van ons moet 24, hoeveel ure het 'n dag? Hulle sê vir 25, so nog selfs ekstra. Die Here gee vir ons lewenslus en krag om die lewe te leef. Maar ek het nou so 'n bietjie 'n ander boodskap. Wat beteken Bar One? Alles behalwe net een. Alles behalwe net een. Wie is die een verlosser? Jesus. Jesus is altyd die antwoord. Ons het nou net gesê, is net hy wat ons red. Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg in die lewe en die waarheid. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Dis net een. One. Jesus Christus die verlosser. Net hy kan ons red. Jesus is sy naam. Hy is ons redder. Dis net een, Bar One. Volgende een, Crunchy. Iemand gaan, wie wil die Crunchy hê? Okay, RC, hy is joune. Het jy alle, wat jy kry die ou slegte Olswords, onthou jy? Julle kan seker maar deel ook. Crunchy, ek gaan nou nie op die kerk se mat mors nie, Adel, of kan jy kom suig? Nee, ek sal nie. Crunchy, hoe maak hy as jy hom so hap? Luister hier. Hy crunch, nee. Hy crunch, en dis wat die ding wat die Here kom doen. Hy kom breek ons harte, dat dit weer aan hom behoort. Hy gee vir ons nuwe harte. Hierdie ou hart, hierdie kliphart, hoor wat sê die Bybel? Hy sê, ek gaan daai kliphart uithaal, en ek sal vir julle 'n hart van vlees gee, van vleis. Esegiel 36 vers 26. Dis wat die Here kom doen. Hy maak ons nuut, hy kom maak ons rein. Hy kom breek die ou hart en hy gee 'n nuwe hart. Crunchy. Nommer 12, Whisper. Okay, hierdie is die duurste chocolates in die sak. Maar jy ken nie alle chocolate. Julle moet maar vuis slaan na hierdie tyd. Wil jy hom hê? Okay, jy kan hom kry. Whisper. Wat is whisper in Afrikaans? Wat is whisper in Afrikaans? Fluister. Okay. Toe Elia in 1 Konings 19 vers 12 lees ons toe Elia. Hy was in 'n grot of 'n ding gewees, nê? En God wil met Elia kom praat.
En skielik is daar 'n baie groot aardbewing en alles skud en ruk. En die Bybel sê, in die aardbewing was God nie gewees nie. Die stem van God was nie in die aardbewing nie. Toe kom daar 'n verskriklike rukwind, dat die rotse so uit mekaar het geval het daar in die berge. En alles het geskit en die wind het gewaai. Die Bybel sê, maar in die stormwind was die Here nie. En toe, wat is volgende? Toe kom daar vuur. Nou dink aan wat Elia gesien het, hy sien al hierdie goed. En alles, dit skit in die vuur, daar's vuur en dit ruk en, want die Bybel sê, daar was God nie gewees nie. Weet jy wat doen God toe? Hy vat vir Elia, en hy sit vir hom in 'n rotskeer, so, en hy draai sy gesig weg, want niemand mag God sien nie. En, daar so sagte ou liggetjie, so windjie wat daar deurtrek. En weet jy, waar was God gewees? In die sagte wind stilte. In die sagte briesie, daai stilte wat jy baie keer hoor. God praat nie altyd op hierdie waa maniere nie. Ons gaan soek vir God altyd. Mense wil ons altyd hê, die Here moet iets vir my doen, daar moet iets gebeur, daar moet fireworks afgaan, en dan gaan ek God se stem hoor. Hy praat reeds met ons. Hy fluister vir ons, hy whisper vir ons in ons harte. Deur sy Heilige Gees wat aan elke gelowige, aan elke kind van God gegee is. Volgende sjokolade. Teks. Wie van julle wil die teks hê? Wil jy die teks? Is jy teks fan? Ek hou van 'n PS. 'n PS. Wie die PS gedeps? Niemand is joune, okay, so die PS is joune, maar 'n teks is so lekker sterk sjokolade. Het jy maar gevoel, hy so hard, klip hard. Jy moet hom nogal bytjie, hy so, teks kom herinner ons dat God is sterk. En God se krag word vir ons ook gewys, sy sagtheid, maar sy krag ook in Jesus. Want daai gehoorsaamheid, dit was Jesus se oorgawe gewees. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, tot in die dood aan die kruis. Daar was destyds so 'n advertensie gewees, teks. Wat dink ons aan Texas? Nou as jy dan dink aan Texas, dan is daai Cowboys. Yeah, you want the Cowboys? A cowboy is tough. It's real tough. Aan Texas praat hulle so, en hulle is tawwe ouens. Hulle dra sulke cowboy boots en sulke hoedens. Jy sukkel nie met die ouens in Texas nie. Hy sal vir jou soms 'n paar warm klappe gee, né? Maar hulle is taaf. En Jesus het nie moed opgegee nie. Jesus het aanhou lief hê. Hy het aanhou vergewe. Hy het sy kruis gedra. Tot in die dood, sê die Bybel, was Jesus getrou gewees. Dis wat ware tafheid is. As jy kan doen wat God vra, al raak dit moeilik. Die Bybel sê, neem jou kruis op en volg my. As jy beproef moet word, staan vas. Hy sê vir ons krag gee. En dan het ons die laaste twee, Twix. Ek like nogal van 'n Twix. So, wat maak die ding van 'n Twix besonders? Hy het 2 chocolates in. Kyk daar so. So jy kan dit ook nou deel, die ou wie die Twix vat. Nou, ons het gesê, daar's verwydering tussen ons en God, né? En tussen ons en ander mense. En Jesus bring weer mense en God. Deur sy offer aan die kruis bring hy weer by mekaar, sodat verhoudinge herstel kan word, dat ons weer vir God kan ken, ons wat ver van hom af was. Hy bring hierdie twee weer by mekaar. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 5 vers 18, God het ons deur die Christus Jesus met homself versoen. Versoen beteken iets soos by mekaar uitgebring. Twix. Dan die voorlaaste ene. TV bar. Waarna dink TV bar ons? TV? Hallo? TV. Televisie, wie van julle van TV kyk? Ek vrek oor TV kyk. Daar's net so min tyd deesdae, maar kyk, as ek dan so lekker op die bank myself kan gaan tuis maak en kyk 'n lekker fliek een aan. Dis hom lekker, né? TV verkondig vir ons 'n boodskap. Wie van julle se pappas en mammas kyk nuus in die aand op die TV? Ja. TV wys dit verkondig. Nou het ons al hierdie mooi dinge gekry van die Here af, die ewige lewe. Ons verhouding is reggemaak met hom. Hy maak die lewe vir ons fantasties en wonderlik. En ons het hierdie blye boodskap, die evangelie. Kan jy dit vir jouself hou? As ek vir jou vanoggend 500 van die lekkerste chocolates gee, kan jy dit vir jouself hou? Dit is onmoontlik. Dit is so wonderlik, jy moet dit gaan uitdeel.
En ons moet die liefde van Jesus gaan deel. Ons moet soos Jesus vir mense lief was, moet ons mense gaan lief hê. Soos Jesus vir ons vergewe het, moet ons ander mense ook vergewe. Soos Jesus mense gehelp het, moet ons ander mense help. En ons moet praat. Ons mag nie stil bly nie, want Jesus kom terug. En die wêreld moet reggemaak word. Ons is God se TV vir die wêreld. Hy werk deur ons. Jesus is in die hemel. Hy stuur sy Heilige Gees en hy stuur vir ons. Ons is sy voete. En dan die laaste ene, KitKat. Nou hier is vir elkeen van julle 'n KitKat hier vanoggend. Kan ek gou die volgende skyfie sien? Ek wonder of ek kyk daar so, dit herinner ons sommer net, dis op julle blaadjies. K is vir bly kalm. I is vir jy is 'n wenner. T is God is getrou. K hou kop. A bid altyd. En T jou toekoms is in God se hande. Hy is deurboor, Jesaja 53 vers 5. Hy is deurboor, dis Jesus se hande en voete wat deurboor is met die spykers. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Soos jy daai KitKat so breek, dat is wanneer jy aan die tweak so dink, Jesus se liggaam is gebreek vir ons, sodat daar genesing vir ons kan kom, dat ons gesond kan wees, ons siele gesond kan wees. Dit is vanoggend se chocoladepreek. Jesus nooi ons uit. Hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Take a break, take a KitKat. Kom raak rustig by die Here. Kom hê sy vrede, hy gee dit vir elkeen van ons. En onthou, dis die dag wat die Here gemaak het. Moenie laat hierdie dag verbygaan sonder dat jy voluit vir hom lewe nie. Met 'n glimlag op die gesig. En hier is ons evangelie. 'n hele sakkie vol sjokolades wat ons herinner aan God se liefde en genade. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend aan die kerk om bymekaar kom en op 'n kinderlike manier net weer kon ontdek, herontdek, wat beteken u groot liefde vir ons. Here, laat ons nie sal stil bly oor wat ons ontvang het nie. Laat wat ons ontvang het nie, ons lewens nie sal verander nie. O Heilige Gees, kom maak ons splinternuut en laat ons lewe soos wat u vra, tot die dag dat u ons gaan kom haal. Ons is so lief vir u, Here. Dankie dat u vir ons ook lief is. Amen.